Handelinge 7 vers 1 tot 60. Toe sê die hoëpriester, is hierdie dinge dan so? En hy sê, broeders en vaders, luister. Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in die Mesopotamia was, voordat hy in Haran gewoon het, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie en kom na die land wat ek jou sal wys. Toe het hy getrek uit die land van die Chaldeërs en in Haran gaan woon. En na die dood van sy vader het hy hom daarvandaan laat verhuis na hierdie land waarin julle nou woon. En hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voet breed nie, maar hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag na hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie, en God het aan hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees, en die mense hul tot slawe sou maak en mishandel, 400 jaar lank, en die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal ek oordeel, het God gesê, en daarna sal hulle uittrek en my in hierdie plek dien, en hy het hom die verbond van die besnydenis gegee, en so het hy die vader van Isak geword, en hom op die 8ste dag besny, en Isak het die vader van Jakob geword, en Jakob van die 12 aartsvaders, en die aartsvaders was jaloers op Josef, en het hom verkoop na Egipte toe, maar God was met hom, en het hom uit sy verdrukking verlos, en hom guns en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte, en die het hom gouverneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis, en 'n hongersnood en groot benoudheid het oor die hele Egipte land en Kanaan gekom, en ons vader kon geen voedsel kry nie. En toe Jakob hoor dat daar koning in Egipte was, het hy ons vader die eerste keer uitgestuur, en die 12de keer is Josef deur sy broers herken, en die aankoms van Josef het aan Farao bekend geword. Toe het Josef gestuur en sy vader Jakob laat roep en sy hele familie, 75 siele. En Jakob het afgetrek na Egipte en daar gesterwe, hy en ons vaders, en hulle is oorgebring na Sechem en weggelei in die graf wat Abraham vir 'n som geld gekoop het, van die seuns van Herom, die vader van Sechem. En na mate die tyd van die belofte wat God aan Abraham met 'n eed beloof het, nader kom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte, totdat daar 'n ander koning opgestaan het, wat nie vir Josef geken het nie. Hy het listig met ons geslag te werk gegaan, en ons vaders mishandel deur hulle te verplig om hul kindertjies weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie. In die tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg, en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem, en hom as haar seun grootgemaak. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in woorde en dade, en nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig, en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg, en hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar onreg aan? Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het,
het hom afgestoot en gesê, wie het jou as 'n owerste en 'n regter oor ons aangestel? Jy wil my tog nie doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie. En Moses het op hierdie woord gevlug en 'n bywoner geword in die land Midian, waar hy die vader van 2 seuns geword het. En toe 40 jaar daar verby was, het 'n engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die vuurvlam van 'n doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder. En toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom gekom. Ek is God van jou vader, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is, en hulle gesig gehoor en neergedaal om hulle te verlos. En nou, kom hier, ek wil jou na Egipte stuur. Hierdie Moses wat hulle verloon het deur te sê, wie het jou aangestel as owerste en 'n regter? Hom het God as owerste en verlosser gestuur deur die hand van die engel wat aan hom verskyn het in die doringbos. Hy het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipte land en in die Rooi See en in die woestyn gedoen 40 jaar lank. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is. Na hom moet julle luister. Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was, saam met die engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons vaders. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Na hom wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle harte na Egipte teruggekeer. Toe hulle vir Aaron gesê het, maak vir ons gode wat voor ons uit sal trek, want hierdie Moses wat ons uit Egipte land uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld 'n offer gebring, en hulle in die werke van hulle hande verbly. Maar God het hom afgewend en hulle oorgegee aan die leer van die hemel te dien. Soos geskrewe is in die boek van die profete, julle het tog nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel. Ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle God Remphan, die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid. En ek sal julle ander kant Babylon wegvoer. Die tent van die getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos hy wat met Moses gespreek het, hom bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. En ons vaders het dit ontvang en met Joshua ingebring in die besitting van die nasies wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid, wat genade gevind het voor God en gevra het om 'n woonplek vir God van Jakob te verkry. En Salomo het 'n huis vir hom gebou, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here? Of hoe danig is die plek van my rus? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdiges, van wie hulle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het,
en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan, maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van die jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap.